lees vandag vir ons Psalm 64 vers 2. Luister, o God, na my stem as ek kla. Hou my lewe veilig teen die verskrikking van die vyand. Hierdie Psalm begin stil. Dawid begin nie deur terug te veg nie. Hy vertel nie vir God hoe sterk hy is of hoe goed hy homself kan verdedig nie. Hy sê net eenvoudig, luister o God na my stem as ek kla. Daar is iets diep menslik aan hierdie gebed. Soms word die moeilikste gevegte nie met vuiste of met wapens gevoer nie, maar met woorde wat uitgespreek word wanneer ons nie daar is om onsself te verdedig nie. Dawid beskryf mense wat hulle tonge so swaarde slyp. Hulle steek weg en wag vir 'n geleentheid om toe te slaan. Hulle woorde is soos pile wat van 'n afstand af geskiet word. Daar's geen waarskuwing nie, geen kans om te verduidelik nie, en daar's geen geleentheid om te antwoord nie. 'n Sin kan binne 'n oomblik uitgespreek word en jare lank daarna in iemand se hart bly. Miskien ken jy iets van daai ervaring. Jy ontdek dat iemand oor jou gepraat het. 'n Gesprek het agter jou rug plaasgevind. Iemand het iets wat jy gesê het geneem en verdraai. Miskien was iemand wat vriendelik gelyk het besig om stilweg 'n saak teen jou op te bou. Wat dit pynlik maak, is dat jy nie altyd kan sien waar die volgende pyl vandaan gaan kom nie. Dawid bring sy verborgde stryd voor God. Mense kan in die geheim planne maak en dink niemand sien wat hulle doen nie. Maar niks is vir God verborge nie. Hy sien wat Dawid nie kan sien nie. Hy ken selfs die motiewe agter woorde wat onskuldig klink. Daarin lê groot troos. Ons voel dikwels dat ons onsself moet verdedig omdat ons bang is dat ander die verkeerde verhaal sal glo. Tog herinner hierdie Psalm ons daaraan dat ons lewens nie uiteindelik in die hande van mense wat oor ons praat rus nie. Dit rus in die hande van die God wat alles sien. Dawid begin hierdie Psalm bang, maar eindig met God as sy toevlug. Ons kan nie beheer wat ander sê of dink nie. Ons kan wel kies om voor die God te staan wat die hele verhaal ken. Daarom hoef ons nie alles te probeer regstel nie. Ons kan dit wat verborge is aan hom oorlaat en getrou bly in dit wat sigbaar is. Here, dankie dat U sien wat ons nie kan sien nie. Wanneer woorde ons seermaak en ons voel dat ons onsself moet verdedig, help ons om ons toevlug by U te vind. Gee ons die wysheid om stil te bly wanneer ons moet en die moed om getrou te bly wanneer ons moet praat. Ons laat die dinge wat verborge is in U hande en vertrou dat U die hele verhaal ken. Amen.